Koffie in die koppie, contracten op die tafel. Hier wordt eigendom eenvoudig geseld. Koffie en contracten met Pieter en Schalk. Kom sit bietjie nader. Baie welkom hier by ons volgende ene van koffie en kontrakte. En ek en jy het so oor die vorige episode oor risiko's gesels, begin gesels, maar kom ons ons het dit net so genoem in die vorige episode. Kom ons gaan in die onseker mark wat ons praat ons bietjie oor risiko's. Nie net vir kopers nie, maar vir die agente, verkopers en die hele eiendomssektor. Ja, Schalk, welkom weer eens. Bietjie koffie vir jou. Ag, dankie ja. Nescafé wat vir ons lekker koffie gee. Ja, dan moet nou net toe light kom met die sponsorship. Ja, Schalk, dis 'n baie goeie punt wat jy daar genoem het. Jy weet, van baie mense dink prys word deur net vraag en aanbod bepaal. Maar in realiteit word prys ook beïnvloed deur die risiko-omgewing waarin 'n mark funksioneer. En wanneer 'n risiko natuurlik toeneem, raak almal in die proses meer versigtig, selfs die kopers, die banke en selfs die agente ook. Ja, kom ons begin, en ons noem 'n soewereine risiko. Dis 'n term wat mens baie hoog in ekonomiese gesprekke, maar Jan Alleman dink nie daar gaan wanneer hulle 'n huis koop of verkoop nie. Ja, kom ons stel dit nou maar eenvoudig. Soewereine risiko verwys natuurlik na die stabiliteit van 'n land se politieke en ekonomiese stelsels. Ek moes dit natuurlik eers gaan opswat om te kyk wat beteken dit. Nie regtig nie, ons het dit daarom geleer. Dit sluit natuurlik dinge in soos regeringsbeleid, fiskale bestuur, internasionale beleggingsvertroue en natuurlik ook verkiesings. En natuurlik wanneer 'n land 'n verkiesing nader soos ons alhoewel dit eers Desember, Januarie se kant gaan wees, of November, begin mense natuurlik al reeds vra wat gaan verander, gaan die beleid dieselfde bly, gaan die ekonomiese rigting verander en al sulke goeters. Ja, en selfs al verander dit dramaties nie, skep daardie wagtydperk tog 'n bietjie onsekerheid. En veral nou met die oorlog in wat Amerika en die Iran mee besig is. Dit maak dit moeilik vir ons aan die kant. Ons het niks met die oorlog te doen nie, maar daar's baie fasette wat ons beïnvloed in hierdie land. Ja, presies. En natuurlik eiendom is een van jou grootste finansiële besluite as individu en wat 'n mens moet neem natuurlik. So wanneer mense onseker begin voel oor die breër politieke of ekonomiese omgewing, sien ons natuurlik dikwels dat kopers bietjie stadiger beweeg. En jy weet, hulle wag dalk 'n bietjie om te sien wat na 'n verkiesing gaan gebeur voordat hulle 'n groot langtermyn verpligting maak. Ja, met ander woorde, die mark stop nie, maar hy raak versigtiger. Baie versigtiger. Ja nee, dit is so. En natuurlik daai versigtigheid wys gewoonlik op 3 maniere. Eerstens neem die besluitneming langer. Tweedens onderhandel die kopers meer aggressief. Hulle probeer eerder vir 'n laer koers, nie net 'n laer koers nie, maar ook 'n laer bedrag vir die koop. En derdens natuurlik raak hulle baie krities oor die prys, soos wat ek sê, en die waarde wat jy kry. Ja, so verkiesingsjaar kan ook gepryste eiendom baie vinniger laat stilstaan as wat mense verwag. Dis al dit het ons al vir jare wat ons dit agterkom, dit is so. Ja, jy weet, dis reg, want kopers voel natuurlik onseker oor die groter prentjie. Hulle wil ten minste seker wees dat hulle nie te veel betaal vir die eiendom self nie. Ja, dit is presies
wat die korrekte prysstrategie so belangrik maak en dit word ook belangrik, die prysstrategie. Ja, jy weet, in 'n tyd van politieke onsekerheid moet 'n mens 'n prys nie net realisties wees nie, soos wat ons in die vorige episode gesê het. Jy weet nou self, ons het gepraat oor daai eiendom wat ons het wat se prys eerder realisties moet wees as wat die persoon wat hom verkoop wil hê. Ja. Dit moet vertroue bou. 'n Regte prys sê natuurlik vir 'n koper, hierdie is 'n steeds 'n goeie besluit, selfs al verander die omgewing effens, natuurlik die politieke en ekonomiese omgewing. So die boodskap aan verkopers is eintlik eenvoudig. Jy kan nie net 'n politieke beheer nie, maar jy kan jou prysstrategie beheer. En jy weet, ons het nou gepraat oor daai plek van ons wat ek en jy het. Ek sê net die waardasie wat hulle gekry het is van die versekering af. Onthou 'n versekering se prys. Ek sê altyd 'n huis het 5 pryse. En daarop sal ek die volgende keer bietjie. Nee, jy kan nou so vertel sommer nou vir ons, want dis is altyd interessant vir my om te luister. Ek drink 'n koffie terwyl jy praat. Ek het 'n huis het 5 pryse. Hy jou as verkoper het 'n prys. Jy het 'n prys in jou kop. Dis hy. En dan kom die assuransie. Hulle het 'n prys wat hulle vir jou gee, want as die plek heeltemal afbrand, Ja, moet hulle hom vervang. yes, vervangingswaarde. Vervangingswaarde wat baie hoër is as die pryse wat jy wil hê. Dan derdens het jy die bank se wagdasie wat hulle wil betaal vir wat hulle hom op hulle boeke gaan sit. Ja. Met ander woorde, dit is die derde een. Die vierde ene wat so ek het nou nie ek is op by 4. Maar die laaste, Die koper se prys. die koper se prys, ja, dit is heel eers. Maar die vyfde prys, die vyfde ene, ons kan hom maar nommer 4 maak, is die verkoper of die koper se prys. Hy is die ou wat die prys bepaal. En as jou prys te hoog is, hy gaan vir jou sê ek gaan jou soveel gee. So mens moet altyd dit in gedagte hou. Dit is jou 4, ek het geweet daar's 5. Ja, die agent se prys is dan natuurlik ook nou nog. Ja, die agente se prys, dis die ander een. Nommer 4 is die agente wat vir jou gaan sê jou prys is te hoog of te laag. Yes. Maar Maar jy gaan nou vasbyt daarby. En dan die vyfde een is die koper. Hy bepaal die prys. En dit is ongelukkig so. Moenie 'n koper takseer op wat hy dink nie. Dit is altyd onhandelbaar. Onthou 'n koper gaan altyd laag in op 'n prys. Ek en jy het 'n prys wat ons in ons kop het. yes. En hy gaan laag in en dit is waar die onderhandeling inkom. Dan kan die verkoper teenaanbod insit. En dis waar jou risiko's inkom. Dan moet jy kyk, gaan jy of gaan jy nie? Dit is so maklik soos dit. Ja, en jy weet soos wat jy nou gesê het, en in 'n onsekere politieke klimaat is daar natuurlik die strategie wat dikwels die verskil tussen 'n huis wat verkoop en een wat maande lank op die mark sit. Ja, En dan natuurlik, as ons nou al daai goeders van die soewereine risiko's bespreek het, ons het dit eintlik bietjie meer in detail bespreek as al die ander risiko's. Ons gaan nou nie in diepte in alles vandag en al die risiko's nie, ons noem hulle maar net so as 'n ekstra episodetjie vir die vorige episode. Dan het jy natuurlik wetgewende risiko's. Dit is natuurlik die verandering in wette en regulasies wat eiendomme raak. Dit kan dinge wees soos belastingveranderinge, eiendomsregulasies, munisipale beleide of selfs nuwe nakomingsvereistes. ja en wanneer die reëls verander, maak dit mense onseker oor die toekomstige koste van of verantwoordelikhede. Ja. Dit maak hulle baie onseker wat dit aan betref. Ja, jy weet presies, en natuurlik daardie onsekerheid beteken kopers wil dikwels 'n bietjie veiligheid wil hulle koopprys hê. Ja, en ekonomiese risiko is waarskynlik een van die wat die mense die meeste voel.
jou ekonomiese Ja, risiko. ja, jy weet dis dinge soos inflasie, werksekerheid, groei in die ekonomie en jy weet jou algemene lewenskostes, petrolprys gaan op, al daai goeders. Ons praat nie daaroor nie. Weet selfs al bly jou rentekoerse relatief stabiel soos wat ons in die vorige episode gesê het, kan jou huishoudelike druk steeds kopers se besluitneming beïnvloed. Dit is ongelukkig en ons het dit al agtergekom en ek dink ons het op 'n vorige keer dit al gesê. Die lewenskoste vir die mense is so hoog dat hy amper nie meer 'n huis kan bekostig nie. En nie bekostig nie, maar hoe kan ek sê jou lewenskoste en jou lewensstandaard het so verhoog dat die huispryse dit onmoontlik maak vir baie mense om dit te kan bekostig. Ja, en dan kry jy natuurlik geografiese risiko wat eintlik verwys na liggingsspesifieke faktore soos waar is die huis geleë, wil ek daar bly, is dit die buurt waarin ek wou koop en al sulke goed. Dit kan infrastruktuurprobleme wees, dienslewering, verkeerspatrone of die reputasie van 'n spesifieke area, want die area het so reputasie, die area het so reputasie, die area het brandwagens, studente gedeelte en. Ja, nou stad soos Bloemfontein wat kan dit 'n groot rol speel. 2 huise met dieselfde grootte en uitleg en kan verskillend verkoop bloot aan die ligging. Want jy gaan 'n huis in, soos ons net ook gesê het, in Brandwag byvoorbeeld, goedkoper moet in die mark sit as die een in Heuwelsig. En uit dieselfde fasiliteite. Presies. Vir agente wat is daar natuurlik self ook goed soos besigheidsrisiko's. Eiendomsbedryf is baie mededingend. Markte kan wissel en inkomste is nie altyd voorspelbaar nie. En dit beteken professionele agente moet sterk staat maak op data, markkennis en 'n realistiese prysstrategie. Ons kom elke keer terug na prysstrategie. Ja. En natuurlik is daar die fisiese risiko. Fisiese risiko verwys na dinge soos die toestand van die eiendom, die strukturele probleme, die onderhoud of selfsekuriteit. Ja, en kopers neem dit baie ernstig op. Hoe meer werk hy 'n huis nodig het, hoe meer word daardie risiko in die prys ingebou. En dan natuurlik is daar dataverliesrisiko. Hierdie is 'n moderne risiko's wat baie mense miskyk. Dataverliesrisiko is meer gekoppel aan die eiendomsagentskappe wat werk met baie sensitiewe inligting, kontrakte, identiteitsdokumente, finansiële state, al die wette, POPIA-wette en waarna ons moet voldoen, hoe jy die goed moet bewaar en al daai goede. Daarom is dit professionele agentskappe sterk stelsels en sekuriteite om hierdie data te beskerm. As jy hierdie risiko saamvat, sien mens baie iets interessant. Onsekerheid maak mense versigtig. Jy sien, en dit kom terug na ons vorige episode toe. Ja. En wanneer mense versigtig raak, begin hulle meer realisties kyk na waarde. Dit beteken dat die prys nie net oor wat 'n verkoper wil hê gaan nie, dit gaan oor wat 'n koper bereid is om te waag in 'n spesifieke risiko, terug na jou 5 pryse toe. Ja. En met ander woorde, hoe hoër die onsekerheid, hoe belangriker word die korrekte prys. My 5 pryse, die ander ene wat ek net vergeet het, was die omgewing. Die omgewing se prys. Daai market related Want CMA. 'n huis in Heuwelsig of Woodlands sal duurder wees as 'n huis in wherever, Brandwag, of ons noem dit Brandwag. Maar selfs Gardenia, ek meen jy kan nie die twee vergelyk nie.
Ja, so as ons dit eenvoudig stel as 'n kom ons kyk 'n bietjie dan die risiko beïnvloed vertroue, vertroue beïnvloed aanvraag en aanvraag beïnvloed prys. En daarom is dit realisties om prysstrategieë nie net in 'n goeie bemarking nie, maar goeie risikobestuur. As mens hierdie moet saamvat wat ons vandag waaroor ons vandag gepraat het, van politieke onsekerheid tot kopers se gedrag, sien mense eintlik een duidelike patroon. Die mark raak nie noodwendig swakker nie, hy raak net slimmer. Ja, dis 'n goeie manier om dit te stel. Jou kopers is vandag meer ingelig, meer versigtig en baie meer gefokus op waarde. As ek sê ingelig, dan bedoel ek, daar's Facebook, daar's Property24, daar's Instagram, daar's TikTok, jy weet, al daai sosiale media goeders. Hulle kyk na die groter ekonomiese prentjie, hulle kyk na die stabiliteit in die land en hulle kyk ook baie krities na wat hulle vir hulle eiendom wil betaal. Ja, en as daar faktore soos verkiesings, beleidsdebatte en ekonomiese druk in die agtergrond is, raak hierdie versigtigheid net sterker. Presies. Jy weet, en dis hoekom korrekte prysstrategie so belangrik word, want in 'n onsekere omgewing wil 'n koper ten minste een ding weet, dat hy of sy nie te veel betaal nie. Ja, en dit is waar baie verkopers soms vasval. Hulle kyk na wat hulle hoop om te kry, of wat die buurman dalk 'n paar jaar terug gekry het. En dit is baie gevaarlik. Ja, die mark werk nie op hoop nie, hy werk op realiteit, hy werk op vraag en aanbod en op vertroue en op wat kopers vandag bereid is om te betaal. Ja, en as jy om jou huis te verkoop, veral in 'n gevestigde area soos Heuwelsig of Tempina, ons haal daai twee aanhoudend uit, maar jy ook soos Woodlands, dis is 'n belangrikste vraag is, wat wil ek hê? Ja, die belangrikste vraag is, wat maak sin in hierdie mark? Soos wat jy sê, wanneer jou prys sin maak, bring dit belangstelling en belangstelling bring bring kopers. En kopers bring natuurlik jou uiteindelike aanbiedinge en kontrakte. En dit is uiteindelik hoe eiendom verkoop. Nie deur wensdenkerry nie, maar deur 'n realistiese strategie. Ja, jy kan nie politieke onsekerheid beheer nie. Nee, dit is ongelukkig. Ons het dit nou al gesien. Vandag maak een persoon so uitlating en volgende dag maak iemand so uitlating. Jy kan ook nie ekonomiese siklusse beheer nie. Die rand is vandag op, die rand is vandag af, maar jy kan beheer hoe realisties en strategies jy jou eiendom in die mark plaas. Ja, en dikwels is dit die verskil tussen 'n huis wat verkoop en die een wat wag. Ja, en natuurlik as hy wag, was hy nie by Koffie en Kontrakte en Property Boom nie. So dit was ons episodetjie wat aangelas het by ons vorige een van hoe prys jou huis reg, hou jou koffie warm en hou daai kontrakte realisties. Totsiens. Totsiens en baie dankie, hou die pryse ook realisties. Ja, sê, net so. Totsiens. Bye. Koffie in die koppie, kontrakte op die tafel. Hier wordt eiendom eenvoudig geseld. Koffie en kontrakte met Pieter en Schalk. Kom sit bietjie nader.